Nou julle, ek is regtig bly jy luister vandag. Maak nie saak waar jy nou is nie, in jou huis, in jou kar, of dalk net stil besig met jou dag. Ek glo hierdie boodskap is vir jou. Vandag kyk ons bietjie na die tema, jy is duur gekoop. Leef dan anders, met die skriflesing vanuit 1 Petrus 1, vers 17 tot 24. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil en luister saam na God se woord. Ja, luister na hierdie woorde vanuit 1 Petrus 1 vers 17 tot 24. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af. Tot sover. Kom ons begin hier. Julle, die waarde van iets word bepaal oor hoe jy dit hanteer, nie waar nie. Kom ek stel dit so. As iemand vir jou 'n goedkoop plastiekbeker nou dan gee, hoe gaan jy dit gebruik? Jy gaan dit mos rof gebruik. Maar as iemand vir jou 'n duur kristalglas gee, dan raak jy versigtig, want jy weet, dit is waardevol. Nou sê die Bybel iets ongelooflik. Jy is duur gekoop, nie met geld nie, nie met goud nie, maar met die bloed van Jesus. En dit bring 'n eerlike vraag na vore. Leef ek en jy soos iemand wat weet wat ons werd is? Hoeveel keer het jy al in die spieël gekyk en gewonder, wie staar terug? Is ek die moeite werd? Julle, ek en jy is losgekoop, maar ons is nie goedkoop nie. Ek en jy was vasgevang in dinge wat my en jou afbreek, in patrone wat jy nie self kon breek nie. Maar Jesus het gekom en hy het jou losgekoop. Nie met iets tydelik nie, maar met sy lewe. En tog, ons leef partykeer nog met die skuld wat reeds betaal is, met die gedagte, ek is nie goed genoeg nie. Met ou gewoontes wat ons terughou, met die bekommernis van wat mense dink, wat die wêreld dink, van hoe hulle optree, en my eie gedagtes. Maar hoor dit vandag, jy is nie goedkoop nie, jy is nie toevallig nie, jy is nie weggooibaar nie, jy is duur gekoop. So, leef met eerbied, nie met vrees leef nie. Die Bybel sê juis, leef met eerbied. Nie bang nie, maar bewus. 'n lewe wat sê, ek behoort aan Jesus. Jy moet eintlik jouself afvra, elke liewe dag, hoe praat ek met mense, as ek aan Jesus behoort? Hoe reageer ek wanneer ek kwaad is? Want ek behoort aan Jesus. Wat doen ek as niemand kyk nie? Want ek behoort aan Jesus. Dit moenie meer daardie woorde wees, of daardie gedagte wees, wat kan ek mee wegkom nie?
Dit moet eerder wees, hoe kan my lewe wys aan wie ek behoort? Want ek en jy het 'n keuse. Behoort ek en jy aan Jesus van die wêreld se dinge? Maar hoe kan ek en jy werklik wys dat ek en jy behoort aan Jesus? Wees lief, maar regtig lief. Die woord sê, julle moet mekaar vurig lief hê, nie net oppervlakkig nie. Lief hê wanneer dit moeilik is, lief hê wanneer mense jou seermaak, lief hê sonder agenda. Want jy is liefgehê teen 'n prys. En wanneer jy dit begin verstaan, begin jy minder omgee oor wat mense dink, wat jy self voel, en meer bekommer jy jouself oor wat God dink. En daardie liefde van God verander jou. Jy raak sagter, maar ook sterker en wyser, want jy vat die leiding van die Heilige Gees. Jy begin mense opbou, nie afbreek nie. Jy begin jouself in die spieël te sien as 'n kind van God. Jy is nie, leef dan soos dit. Die Bybel sê jy is weer gebore. Jy is nie net 'n beter weergawe van jouself nie, jy is nie. Maar baie mense leef nog met 'n nuwe identiteit, maar 'n ou manier van denke. Daardie ding wat ons doen van ons dra hierdie badge van Christendom, maar ons weet nie hoe om dit te leef nie. Jy leef nog asof jy vas is, terwyl jy eintlik vry is. Die waarheid is, jy is nie meer wie jy was nie. Jy is nie meer gebind nie. Jy is nie meer verlore nie. So begin anders leef, anders te dink, anders te praat, anders te kies. Moenie net deur die dag kom nie. Leef soos iemand wat nuut gemaak is. Onthou, God het vir jou vandag gegee. Wat doen jy daarmee? Miskien begin dit klein, om iemand te vergewe, om jouself te vergewe, om anders te reageer, om tyd vir God te maak. Maar dit wys ook iets. Dit wys dat jy verstaan wat jou waarde is. So ek los jou met hierdie vraag. As mense na jou lewe kyk, kan hulle sien jy is duur gekoop? Onthou net hierdie 3 dinge. Jy is duur gekoop, leef met waarde. Jy behoort aan God, leef met eerbied. En die derde ding is, jy is nuut gemaak, leef anders. En hoor dit vandag, jy is iemand vir wie Jesus sy lewe gegee het. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nie goedkoop lief gehad het nie, maar met U lewe. Help ons om anders te leef, met eerbied, met liefde, met oorgawe. Maak ons bewus van ons waarde in U, en help ons om dit elke dag uit te leef, dat U wil, ons wil sal wees, sodat dit makliker is, om keuses te maak wat gerig is op U. Here, help ons dat ons meer bekommerd is, wat U dink, as wat mense dink, en wat ons self dink. Amen.